Here, dit is hoekom ons oë na U toe rig. Ons oë is op U gefestig. Want wanneer ons na U kyk, dan kyk ons na heiligheid. Ons kyk na almag. Ons kyk na die alwyse God. Ons kyk na Hom by wie geen ding onmoontlik is nie. Dit is wanneer ons na U kyk, dat die dinge van hierdie wêreld vreemd raak vir ons. Waar die grootheid van probleme klein raak. Want ons sien dit in die lig van die God wat ons aanbid. We turn our eyes upon Jesus this morning. Because we know who You are. And we know that nothing is impossible for our God. Ja, Here, as U my kon red, dan kan U mos enigiemand red. As U my kon gesond maak, kan U dan enigiemand gesond maak. As U my kom deurdra deur die donkerste uur van my lewe, dan weet ek U is vanmôre steeds in staat om die wat na U roep deur te dra, uit te help, uitkoms te gee. Ja, ons oë is op U gerig vanmôre. Want U is ons hoop. U is ons krag. U is ons redding. U is ons toekoms. U is ons al en al. U is die rede vir ons bestaan. In U beweeg ons, in U leef ons, en in U het ons bestaan. Want uit U en deur U en tot U is alle dinge. U sin is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Wonderbaar is U, o Here, en ons oë is op U gerig vanmôre. Ja, my liewe broer en suster, kyk na Jesus vanmôre. Kyk na Hom. Kyk net na Jesus. En die dinge van hierdie ou wêreld verdwyn soos mis voor die son. In die lig van Sy heerlikheid en van Sy krag. Wil jy net aan Hom dank gee, dat jy Hom kan ken vanmôre. Dat jy die voorreg het om met Hom tyd te kan spandeer. Om voor Hom te kan buig en jou hart voor Hom te stel. Gee net aan Hom dank en eer daarvoor. Dank Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. 1000-mal dankie. Ons verdien dit nie. Maar U is 'n God van ontferming en 'n Vader van vertroosting. En ons dankie dat U vanmôre oor U ontferm, oor U kinders. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Halleluja. Iemand met 'n dankgebed vanmôre? As jy moeg gestaan is, kan jy sit. As daar iemand met 'n dankgebed vanmôre, ons wil die geleentheid gee vir iemand wat net 'n dankgebed aan die Here wil bring. Kom ons gee hom. Ons dank die Here vir die groot voorreg wat ons vanmôre het om te weet dat U U lewe gegee het vir hulle van ons. Dat U 'n lewegewende God is, dat U 'n redder is, dat U 'n voorsiener is. Maar nie net in die groot dinge, nie ook in die klein dinge. Dankie dat U oog opmerklik is en dat U oog altyd deur die aarde deursoek om te soek wie se harte opreg en volkome op U gerig is. En dat U ontmoet met ons elke keer. Wanneer ons harte en ons fokus op U sit, is U nie daar. Dankie dat U vanmôre hier is. Dankie dat U hier is in elke faset van ons lewens, in elke omstandigheid, in elke krisis, maar ook in die wonderlike en die goeie tye. Ons eer en die loof U vir die volkomeheid van U liefde, vir die grootheid van U genade, vir die geduld en lankmoedigheid in ons almal se lewens. Maar dankie Here dat ons ook hier kan wees as gemeente, as liggaam van Christus, om saam te verenig en te weet. U
U het vanmôre vir elkeen van ons 'n woord, 'n lewegewende woord. En dankie dat ons vanmôre kan staat maak op die Heilige Gees. Want daar die woord gaan bekragtig in elkeen van ons lewens en in ons harte. En dat wanneer ons hier vanaand voortbeweeg, ons nie met dieselfde gesindheid sal uitgaan nie met dieselfde teleurgedruktheid of bekommernis of besorgdheid nie. Want ons hier gaan uitstap en weet, U wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. En dit wat U in ons gedoen het, is en besig is om te doen, is volkome werk. Volkome in Christus. En dit wat U begin het, U sal deurvoer tot en met die koms van die Here Jesus Christus. Ons gee onsself vir dit wat U in ons harte wil doen vandag. Wat U in ons lewens wil doen vandag. Ons sê so baie dankie. Dat dit wat U wil, altyd beter is as wat ons gedink het wat die beste is. Ons keer die daarvoor. And God has compassion on you. Hy is die God van ontferming en vertroosting. Wat ons vertroos met alle vertroosting. In die hemel. Amen. Mersa, jy kan sing. Dis hoekom ons Vrydag so goed sing. Ek het altyd nog so 'n musiek so lekker. Nou maar toe. Ons is so bly dat U hier is. En ek weet U is ook bly dat U hier is. Amen. Die wil in elk geval see toe gaan as die wind so waai. Hy waai vir jou deur mekaar, uit mekaar. Ek moes 2 keer stort vanmôre. Voordat ek gaan stap en doen na die tyd weer, want ek was so windverwaai en vol sand. Ek moet maar weer gaan stort. Broer en suster, vanmôre is barmhartigheidsmôre. En ek wil graag met U deel oor een eienskap van God wat so uitstaande is. En dis die ontferming van God. En ek wil graag as 'n vertrekpunt wil ek U nooi om saam met my te lees in Markus die 8ste hoofstuk. En ons gaan enkele verse daar saam lees. Ag Here, baie dankie dat U 'n onveranderlike God is. Amen. Dieselfde God wat hom ontferm het oor 'n volk in Egipte land en hulle laat uittrek deur die Rooi See. Daar dieselfde God se ontferming is nog steeds oor U volk. Om ook ons uit te red uit ons slawerny. Om ook ons te verlos van al die dinge wat ons beroof van 'n vervulde lewe. Dankie dat U barmhartig is, lankmoedig, sagmoedig en vol ontferming vir ons. Wil U die vanmôre ook U hand uitsteek na die wat stikkend is, die wat verboureerd is, die wat eensaam is, geïsoleerd is, die wat verwilderd is, en ontferm U oor hulle vanmôre. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons lees enkele verse saam. Markus die 8ste hoofstuk. Ons lees vanaf vers 1. In die dae toe daar 'n baie groot menigte was en hulle niks gehad het om te eet, het Jesus sy disippels na hom geroep en vir hulle gesê, kyk wat sê in vers 2, ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. 3 dae, niks geëet. En as ek hulle honger huis bestuur, sal hulle op die pad beswyk, want sommige van hulle kom van ver. Sy disippels antwoord hom, waarvandaan sal 'n mens hulle hier in die woestyn kan versadig met brood? Toe vra hy hulle, hoeveel brode het julle? Hulle sê 7. En hy gee aan die skare bevel om op die grond te gaan sit. Daarop neem hy die 7 brode, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan sy disipel, om dit voor te sit. En hulle sit dit aan die skare voor. Hulle het ook 'n paar visies gehad, en nadat hy gedank het, sê hy dat hulle dit ook moet voortsit. En hulle het geëet, versadig geword, en die oorskot van die brokstukke opgetel, 7 mandjies vol. En die wat geëet het, was omtrent 4000.
het hulle weggesteek. Ontferming, compassion, compassie is een van die mees uitstaande eienskappe, karaktereienskappe en kenmerke van die God wat U en ek dien. Ek wil herinner aan die woorde van Psalm 145 en daar in vers 8. Ons sing hierdie lied baie maal. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. Kyk wat sê hy, genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Genadig, barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Jy weet broer en suster, ontferming is meer as net 'n emosie. Ontferming is as ware om beweeg te word. Dis iets hier binne wat jou beweeg deur die omstandighede van ander. Dis ander se omstandighede wat jou beweeg tot optrede met teerheid en sagmoedigheid. En dis daardie gevoel om op te tree wat oorspoel tot barmhartigheid, tot ontferming, tot die betoning van genade. Ja, selfs waar dit nodig is om vergifnis te offer. Dit begin hier met ontferming wat jou tot beweging bring. Jy sien, wanneer 'n mens deur die psalms lees, sal jy gedurig deursien dat God se lankmoedigheid en ontferming gekoppel was aan betoning van genade. God het oorbeweeg tot aksie, omdat hy beweeg was deur sy ontferming vir mense. En wanneer jy in die Nuwe Testament lees, sal jy sien gedurig hier dat Jesus Christus uitgebeeld was as 'n man van ontferming. Nou wat ek vanmôre graag wil poog om te doen, deur die genade en die hulp van die Here, is om vir u so 'n bietjie uit te lig. Wat was die dinge in mense se lewe wat Jesus beweeg het tot ontferming, tot genade bewys? En ons is nou in die boek Markus en ons het gelees nou net van een geval waar Jesus vir 'n skare innig jammer gevoel het. Hoekom? Hulle was honger. Maar ek wil, voordat ek hierna 'n bietjie verder verwys, wil ek hier terugvat in die boek Markus. Ons bly sommer in die boek Markus. En dan wil ek vir u wys, tussen hoofstuk 1 en 8, hoeveel maal Jesus jammer gevoel het vir iemand of vir 'n groep van mense, en wat het hom beweeg om hulle jammer te kry? Wat het hulle beweeg? Wat het hom beweeg om ontferming en genade te betoon? Sommige reg terug in Markus 1. As u so toe gaan, sal u lees daar in vers 42. Sal u lees van 'n man wat melaats was. En jy lees daar dat hierdie melaatse man, toe hy Jesus gewaar, het hy na Jesus toe gekom en hy het voor hom gebuig. En weet, melaatsheid in daardie dae was 'n dodelike siekte. As jy melaats was,
kan jy maar oor jou lewe skryf, Ikabod. Dis 'n kwessie van tyd. En dis verby met jou. Maar een van die uitstaande kenmerke van melaatsheid was dat dit jou liggaam oor tyd heeltemal misvorm het. Jy sien, melaatsheid het so gewerk dat dit jou weefsel aangetas het. En dit het begin met die verste punte van jou liggaam, soos jou vingers en jou tone en jou neus en jou ore, en dan het dit stelselmatig dit begin wegvreem. So dit was glad nie vreemd gewees in daardie dae as jy 'n melaatse raak geloop het. Het jy gereeld gesien, o, gats, hy sonder 'n neus. Hy sonder 'n oor of albei sy ore. Sy vinger is weg. Of sy tone is weg. En dit was 'n kenmerk van melaatsheid gewees. En uiteraard as jy so iets sien, kan jy jouself indink as jy in die straat afloop en jy sien goeie genigtig, hierdie man is, sy ledemate is besig om weg te teer. Ek dink aanvanklik sal 'n mens eers geskok wees oor die toneel, maar dan sal jy beweeg word tot empatie. Nie waar? Dink dit, hier kom hierdie malaatse. Besig om weg te teer. En hy kom buig voor Jesus. Smeek vir barmhartigheid. Maar weet jy, daar was 'n ander kenmerk wat ek glo die deurslag gegee het vir Jesus om oor hierdie man te ontferm. Want as jy lees dat Jesus het om ontferm vir hierdie man. En dit is dat as gevolg van die natuur van melaatsheid, dat jy so onooglik was dit die gewoonte gewees dat as jy gediagnoseer was met melaatsheid, dan was jy uitgesit uit die stad. Jy was geïsoleer van die gemeenskap af. Jy was geïsoleer van jou familie, jou vriende, en van die lewe van die gemeenskap. En die sulkes was alleen mense. Die sulkes was eensame mense. Hulle was sonder hulle familie. Hulle was sonder hoop. Hulle het geen vooruitsigte meer gehad. Hulle het maar gewag daar buite die stad. Daar op 'n hoop, waar hulle onder mekaar bemoedig het, die wat melaats was. En hulle het letterlik gewag vir hulle dag van hulle dood. Niks meer om voor te leef. En hier is die melaatse, besig om weg te teer. Geïsoleer. Eensaam. Sonder hoop. En hy kom buig voor Jesus. En Jesus het hom aanskou. Hy het sy misvorming gesien. Hy het sy eensaamheid gesien. En Jesus was beweeg tot ontferming. Jy mag dalk hier sit vanmôre. Jou hart is stikkend. Miskien is jy vervreemd van jou familie. Miskien voel jy eensaam. Eenkant gestoot. Dis vanmôre hier om vir jou te sê, daardie juiste ding wat jy nou deurgaan, dit is die tipe dinge wat Jesus beweeg tot ontferming. Dis vir jou wat Jesus vanmôre by kom stil staan.
Dis vir jou wat hy sy genade wil betoon. Net soos vir hierdie melaats. Dan wanneer jy aanbeweeg in die boek van Markus, kom jy by 'n ander geval in Markus 5. Daarvan af vers 1 tot 19. En ons lees daar van 'n man wat totaal besete was. Ons ken hom as die besetene van Gadara. As jy na hierdie man kyk, sal jy sien sy toestand was 'n absolute ellendige toestand. Hierdie besete man, hy was gepynig deur onrein geeste. Hy het gebly tussen die grafte, waar hy homself gedurig deur met skerp voorwerpe, met potskerwe, met skerp klippe, om gedurig deur gesny het, dat die bloed uit sy liggaam uitsuipel. En as gevolg van sy toestand, was hy in dieselfde bootjie as die melaatse man. Hy was vervreemd van sy familie. Hulle wil niks met hom te doen hê nie. Hulle het hom uitgegooi. Maak nie saak wie se skuld dit was nie. Die feit is, hy was geïsoleer. So hy was ook eensaam in sy toestand, in sy besetenheid. As jy na hom gekyk het, het jy 'n man gesien wat, hy was wild. Die wild was in sy oë. Hy was ongetem. Hy was vuil, onversorgd, vervreemd van sy familie. En as jy na hom gekyk het, het jy vars bloed gesien, wat letterlik van sy liggaam afdrup, want hy het gedurig deur homself gekrap. Sien daai prentjie. Jy weet, die van ons wat so in die strate stap, ek is een van hulle, nee Humbert. Jy hoef nie 100 meter te stap nie. Dan sien jy sulke mense. En ek praat met myself vanmôre. Jy sien sulke mense. Hulle is vuil. Hulle is onversorgd. Hulle lyk wild. Jy sien hulle stap met so 'n trollietjie rond. En in daai trollie is alles wat hulle besit. Meeste van hulle het nie familie om daartoe terug te gaan. Want hulle familie het hulle afgeskryf. Daar is nie meer mense in hulle lewe wat vir hulle kan omgee. En vir hulle liefde betoon nie. Hulle is eintlik maar alleen. En die aand as die son sak, maak nie saak somer of winter nie. Daar is nie 'n huis waartoe hulle kan teruggaan en 'n warm bed om in te klim nie. Hulle het niks. En wat het nog erger maak, baie van hulle is verstandig totaal gekwes. Ja, selfs besete. Jy sien hulle rondloop en praat met hulle self. Jy sien hulle skree teen hemele. En daar's daar niemand by hulle nie. Jy sien hulle, hoe hulle onbeheerste bewegings maak. Het jy dit al gesien? Koppe wat ruk en mense wat probeer om goed af te haal van hulle rug af, wat nie daar is nie. Totaal besete. Ek praat met myself, want ons kyk baie keer na sulke mense met minagting. Hulle pla ons.
Stap aan die ander kant van die straat. Here Jesus, het was vir sulke mense wat hy hom ontferm het oor. Weet, gaan lees goed daar in Markus 5 en dan lees jy vers 19. Want jy sien, dit was toe hierdie man voor Jesus kom neerval. Die besetene. Toe het Jesus hom gesond gemaak. Hy het hom bevry van daai besetenheid. En kyk wat sê die man toe Jesus hom gesond maak in vers 19. Ja, net hom daar. Maar Jesus sê vir hom, maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, ga na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. Ha, God was hom barmhartig. Jy sien, hierdie man toe hy gesond word, toe wil hy net by Jesus bly. Hy wil net, Here, ek weet nie waar toe jy gaan nie, maar ek wil saam. Ja, amen. Ek het nie 'n klou waar toe ons beweeg nie. Dit is amper soos toe Elia se pad langs kom en Elia sê hom, gaan terug na jou beeste toe, gaan terug na jou ploeglande. Toe gaan hy en hy gaan brand. Hy gaan slag al sy beeste en hy brand sy stroper waarop hy beweeg het om die lande te ploeg en hy bring die beeste as 'n brandoffer vir die Here en nou het hy niks oor nie. En hy gaan terug na Elia toe, hy sê, wel Elia, jy sê ek moet teruggaan. Hy het teruggegaan, maar ek het alles opgegee. Dit wat ek het ek aan die Here as 'n brandoffer gebring. En nou is ek terug by jou. En ek weet nie waar jy gaan nie. Maar al wat ek weet is, ek gaan saam. Dis soos hierdie man, hy sê, Here, ek weet nie wat is u beweging nie, maar u het vir my soveel barmhartigheid bewys. Ja, amen. Dit was so goed vir my. Jy het my vrygemaak van hierdie ellendige lewe, van hierdie duiwels. Jy het my weer met my familie versoen. Here, ek wil net by u wees. Jy het my 'n tweede kans op die lewe gegee. En Jesus sê vir hom, jy kan nie nou saam met my gaan nie. Maar gaan terug na jou familie. Ek gaan vertel hulle dat ek barmhartigheid wat jou bewys het. Wees jy vir my getuie. Ja, liewe vriende, dis die tipe mense by wie Jesus gaan stilstaan. En ek moet sê, ek praat met myself, hier diep in my hart, is daar iets wat besig is om te woel. Ek het amper vanoggend sommer gaan sit daar by iemand op die straat en gedink, luister, ek moet dan daar by die woord voeg. Maar ek wil dit nie doen net as routine of as 'n nee. Hier wat bid ek sê, Lord, please move me with compassion for the lost, for the millions who cannot find their way. Here, smelt hierdie sorgelose hart van my met liefde, selfs vir die een wat as die minste gesien word in die samelewing. Oh Lord, please move me. Ek wonder of daar dalk van u is wat ook vanmôre dit wil waag om te sê, Lord, move me. Gee my hart soos Esau. Dis Markus 5. Ons hoef nie baie verder te gaan nie. Ons kyk na wat was die dinge wat Jesus beweeg het met ontferming. Gaan net so een hoofstuk verder na Markus 6. Daar lees jy van 'n skare mense wat bymekaar gekom het by die see van Galilea. Die scenario hier was, Jesus was daar by die see van Galilea en sy disippels was uit op 'n sendingreis. En hulle het pas van hierdie sendingreis af teruggekom en dit was uitmergelend. Hierdie manne was moeg. Hulle was uitgeput. Dion, hulle praat ons van daai 10 dienste wat julle so gehou het. Dit put nou uit. Nee, en dit is heel naweek en jy's moeg en jy wil maar net bietjie rus en ontspan en net jou kragte terugkry, maar as jy weer hoor, nee, hier's nou nog 'n diens wat kom. Nou hierdie manne kom van so 'n uitmergelende sending program
En toe hulle by Jesus kom by die see van Galilea, wie wag hulle in? 'n skare van mense. Ja, en ek dink menslik gesproke, ag asseblief, just give us a break. Hulle is moeg. En hier wag die skare mense en hulle is honger. Hulle wil geleer word. Hulle wil die woorde hoor van die Jesus en hulle wil aangeraak word. En hierdie arme disippels, hulle het nie eens tyd om te eet nie. Hulle het nie eens tyd om net hulle self bietjie skoon te was. So bietjie te rus nie. Maar Jesus het gesien die disippels is moeg. En wat ons sien is, dat Jesus sê vir die disippels, luister, klim so lank in die boot. En dan vaar julle oor na die ander kant toe. En hy sê, want ek kan sien julle is moeg. En dan kan ons daar aan die ander kant, die weg van die skare, kan ons bietjie gaan rus. Ons kan later weer na die skare omsien. En kom ons gaan rus net, ons eet iets sien. En dan kry ons kragte by mekaar. Maar wat sien ons wat gebeur? Toe Jesus saam met sy disippels in die boot klim en oorvaar na die ander kant van die meer. Ons dink altyd die see van Galilea, wow, dit is soos 'n massive see. Nee man, die ding was maar soos 8 myl. Dit is nie baie groot nie. Maar toe hulle nou oorvaar na die ander kant, weet julle wat doen die skare? Hulle hardloop om die see, om die meer. En toe Jesus land aan die ander kant, raai wie wag vir hulle aan die ander kant? Dieselfde skare. Wat hulle probeer om sê, just give us a moment. Nee, hulle wag sommer vir hulle aan die ander kant. Daai hele skare hol, kinders, mamas, kom, Jesus is aan die ander kant. Ons gaan vir hulle inwag. En kyk net, wat was Jesus se reaksie? Toe hy aan die ander kant kom, want hulle is moeg, hulle is uitgeput. Maar kyk wat was Jesus se reaksie. Gaan lees gou Markus 6 en dan lees julle vir ons vers 34. As iemand net vir ons vers 34 kan lees. En toe Jesus uitklim, sien hy 'n groot menigte. En hy het vir hulle innig jammer gevoel. Omdat hulle so skape sonder herder was. En hy het hulle baie dinge begin leer. Toe Jesus in die skare sien, he was moved. Daai het wat moved. Want hy het gesien hulle is so skape sonder 'n herder. Yes, amen. Hy het gesien 'n skare van mense wat nie rigting het. Hulle dwaal rond. Hulle leef 'n betekennislose lewe. Hulle dwaal doelloos rond. Hulle weet nie wat anders om te doen nie, maar by Jesus moet ons wees. Ons het niks anders om te doen nie. Want ons het nie regtig betekenis in die lewe nie. Dis asof hulle val van die een ervaring na die volgende ervaring, maar eintlik waarop hulle nou op soek is, en Jesus het dit raak gesien, hulle is op soek na iemand wat dit vir ons sal opgee. En Jesus, hy kyk dwars deur hulle. Hy sien hulle desperaatheid. Hulle is so rigtingloos, hulle is so doelloos. Hulle sal hardloop van die een kant van die meer na die ander kant van die meer. Asseblief Jesus, wil U nie net vir ons leer nie, wil U nie net vir ons lei nie, wil U net vir ons rigting gee en omgee nie, asseblief Jesus. En Jesus vergeet van sy eie moegheid. Hy vergeet van sy eie behoefte na voedsel. En hy kry hulle jammer. En hy begin om hulle te leer. Jy weet, liewe vriende, ons kyk baie keer met 'n kritiese oog na mense wat lyk asof hulle nie rigting kry in die lewe nie. Asof hulle dwaal doelloos rond. Dis asof hulle 'n sukkel bestaan leef. Dis asof die een tragedie na die ander hulle lewe tref. Wie ken sulke mense? Ag kom nou, wees maar eerlik. Wie is daai mens? Daar's net twee kategorieë, of jy ken so iemand of jy is so iemand. Daar's net twee kategorieë in die kerk.
Of jy ken iemand wat lyk asof hy kan net nie rigting kry nie. En weet julle wat doen ons dan? In ons hart dan sê ons, ag weet, wat kan die ou net homself uitsort iemand? Kan die ou tog nie net rigting kry nie? Kan die ou tog nie net, jy weet, sy lewe agter mekaar kry en rigting kry nie, man? Dis gewoonlik ons eerste reaksie. Maar wat doen Jesus? Hy sien hierdie mense rigtingloos. Hy sien hulle rondtas, soos iemand in 'n donker plek. Jy weet nie waar om te vat en waar om te los nie. En Jesus identifiseer hulle en hy sê, hulle is soos skape sonder 'n herder. En hulle is op soek na iemand wat hulle kan leer. Iemand wat hulle kan lei. Iemand wat vir hulle waarlik omgee. Dis wat hulle nou op soek is. En Jesus het hulle innig jammer gekry. En hy het begin om hulle te leer. Daar's baie sulke mense. Hoe kan jy verwag, as iemand nie Christus as 'n lewende hoop in hulle lewe het nie, dat so iemand rigting moet hê in die lewe? Dis die Here self wat my kompas weer kom reguit trek het. Dis die Here self wat vir my weer 'n rede vir lewe gegee het, 'n rede om asem te haal. Maar daar's baie wat hom nie ken. Maar moenie dink dat hulle ook op soek is na iemand wat hulle reg omgee. Jy sien, die meeste van die wêreld dink, daar is nie meer iets soos omgee nie. Almal moet maar hulle eie stryd staan. Dis ek in my klein hoekie, jy en joune. Elkeen moet maar sy eie pot krap. Jy het jou bed opgemaak, slaap in hom. Weet, ons het al hierdie oulike, en dan vrywaar ons onsself. Nee, dit is sy skuld. Hy het homself ingekry, kry jouself uit. Jy daar in die modder gaan val, kry jouself uit. Luister my vriend, as jy in 'n sinkgat is besig om te sink, al is dit jou eie skuld, hoe moet jy jouself daar uitkry? As daar nie iemand is wat hom ontferm en sê, nee man, hierdie man, hy gaan ons doodgaan. Hy gaan sterf in sy eie lewensomstandighede. Kom ek toon barmhartigheid. Maak nie saak of dit nou sy skuld is of nie, maar kom ek help jou uit. Kom ek wees vir jou 'n herder. Kom ek stap op pad met jou. Kom ek gee op. Dit is wat Jesus beweeg. Mense wat rigtingloos is. En dan hier in hoofstuk 8 wat ons gelees het, vind ons nou hierdie ander skare. Wat sien ons? Hulle is honger. Hoekom is hulle honger? Want hulle was al vir 3 dae sonder kos. Hoekom was hulle vir 3 dae sonder kos? Want hulle het vir 3 dae gesit en luister na die woorde van Jesus. Jy sien, hulle honger was in die eerste plek na die woorde van God. Amen. Hulle was bereid om kos toe te skei, solank ons net Jesus kan oorleef. Vir 3 dae lang. Mamas, papas, kinders sonder kos. Kom ons luister wat sê Jesus. So dit was hulle eerste honger. Was 'n honger vir die woorde van God. En daardie honger het bygedra tot hulle vleeslike honger. Amen. Want toe die tyd nou kom na 3 dae dat hulle moes huis toe gaan, toe besef Jesus, maar hierdie mense, hulle is ook vlees en bloed. En hulle is honger. En as ons hulle nou huis toe stuur, gaan baie van hulle dalk nie maak nie, hulle gaan beswyk langs die pad. Want ons is vlees en bloed, mense. Ek is nog geen die hemel nie. Maak so, dan voel jy, dis eina. Want jy's vlees en bloed. En omdat Jesus hulle swakheid gesien, het hy vir die disippels gesê, voed hulle. Hulle kan nie so huis toe gaan nie. Gaan lees gou 'n bietjie. Wie bly vinnig? Psalm 103. Psalm 103, vers 13 en 14. Lees gou daar. Soos 'n vader om ontferm vir die kinders,
So ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. O, die Here ontferm hom oor ons. Hoekom? Want hy weet ons is maaksels. Amen. Hy weet ons is stof. Liewe vriende, Jesus weet ons is swak. Ja, amen. En dis ons swakheid wat hom beweeg tot ontferming. Miskien is daar iemand, jy het dalk geknak. Want hy sê ons is al die geknak, die riet nie verbreek nie. Die lampet wat rook sal hy nie uitdoof nie. Miskien is jy geknak, want jy is swak in jou vlees. Miskien voel jy, ek is 'n mislukking. Ja, ek is honger vir die woorde van die Here. Ja, ek is 'n kind van die Here. Ek sit aan sy voete, maar in my vlees het ek groot foute gemaak. En jy voel soos 'n mislukking. En jy voel dat die Here jou nie kan vergewe nie. Jy voel, hoe kan God vir my nog 'n kans gee? Maar liewe vriend, as jy sy kind is, en jy dalk geknak, dan wil ek vir jou sê, God kyk na jou vandag, nie met 'n hart van veroordeling. Ons is vinnig om met 'n hart van veroordeling te kyk, na iemand wat geknak het. Ons is vinnig om te sê, hoe het jy gehoor, daai en dan, ek het gesien aan die stadion. Nogal 'n kerkmens. Het jy gesien daar so? Daar by Windjammer. Toeval daar verby gery, raai ek sy daarvoor. En ons kyk met veroordeling in ons harte. Jesus, doen nie dit nie. As jy sy kind is, maar jy klag dalk, dan kyk hy na jou met 'n hart van ontferming. Yes, amen. Want soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders. Dink 'n aardse pa en jou seun het gaan droog maak. Gaan jy op sy kop afgaan en hom veroordeel en sê, ek wil met jou niks te doen hê? Of gaan jy altyd steek en sê, my kind wat jy gedoen het is nie reg nie, maar ek wil jou help. Jy is my kind. Al sit jy agter tralies, jy bly my kind. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom Jesus was beweeg met ontferming vir die wat stof is, wat hom ken, maar wat geknak het. My broer en suster, is opmerklik dat dit Jesus se ontferming was wat hom beweeg het tot dade van genade en barmhartigheid. Dink daaroor, die melaatse man, Jesus het hom genees. Die besetene van Gadara, Jesus het hom vrygemaak. Die skare wat so agter hom aan hardloop, Jesus het hulle geleer en gelei in die volle waarheid. Die skare wat so honger was, Jesus het hulle gevoed. Dit was die nood in mense se lewe wat Jesus beweeg het tot ontferming, om uit te reik na hulle, om hulle te help, om hulle te versorg, om hulle te genees, om hulle te bevry. En my liewe vriende, as dit nie was vir daardie nood in hulle lewe nie, sou daai mense
nie die opwinding kon beleef van Jesus wat hulle aanraak en wat hulle omstandighede vir hulle verander. Dit was juist die nood wat Jesus beweeg het om uit te reik na hulle. Hulle nood. Lees gou Matteus, is dit 9:12 of 12:9? Ek dink is Matteus 9 vers 12. As ek verkeerd is dit 12:9. Het iemand Matteus 9 vers 12? Het jy? Wat toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig, maar die wat ongestel is. Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Jy sien broer en suster, dit is jou nood, dit is jou ongesteldheid wat Jesus beweeg. As jy gesond is, jy mos nie die hospitaal nodig nie, jy mos nie die dokter nodig nie. Dis juist die nood van mense, die gebrek van mense, wat Jesus beweeg, om uit te reik, om ontferming te toon. Dit is jou swakheid, wat Jesus beweeg. Dis jou misvorming. Dis jou alleenheid. Dit is daardie ding wat jy haat, wat maak dat jy soos 'n mislukking voel, daai ding waarmee jy worstel. Dis daai ding wat Jesus beweeg om ontferming vir jou te hê. Dis daai gebrek. Dit beweeg hom. En ek is vanmôre so bewus dat Jesus beweeg word deur 'n paar van u se lewens. Om barmhartigheid te toon aan jou. 'n laaste punt wat ek wil maak is dat die mense wat werklik in nood was, onthou die wat gesond is, het nie geneesheer nie nodig nie. Dis die wat werklik in nood was. Ons sien dat hulle was beweeg, hulle was getrek na Jesus toe. Kyk wat die melaatse gedoen het. Die melaatse het gekom. Dis hoekom mense altyd sê, jy wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Ek sal jou rus gee. Ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Wat het die melaatse gedoen? Hy het kom buig voor Jesus. Die besetene van Gadara, hy het voor Jesus kom val en hy het hom aanbid. Die skare, hulle hardloop agter Jesus aan, hulle sal om die see hardloop. Né? Hoe sê die keer, ek sal oor berg en see vir jou hardloop. Né? Dit vir 'n mens. Jesus. Hoe gaan hy die keer? I'll cross the sea for you. Ag, anyway. Maar dis wat hulle gedoen het. Hulle het om die see gehardloop vir Jesus. Om Jesus te oorleef. Die skare, daar in Markus 8, hulle het vir 3 dae gesit en luister. Yes. Ons sien mense was heeltyd getrek na Jesus toe. Jy sien, dis wanneer jy in nood is, en jy bewus is van jou nood. Amen. Is daar so iemand vanmôre, jy's in nood, en jy's bewus van jou nood, maar baie mense is in nood, maar hulle wil dit nie erken. Yes, Hulle wil nie hulle toestand erken. Amen. Dit kom by 'n erkenning. Jy kan 'n dwelmverslaafde net help as hy erken, hy's 'n dwelmverslaafde. Jy kan 'n dronkaard net help as hy erken, hy's 'n dronkaard. Dis wanneer jy jou nood sien, en jy besef dit, en jy erken dit. Dis sulke mense, wat besef, ek kan myself nie help nie, wat getrek word na Jesus toe. Hulle gaan soek hom. Miskien is daar iemand vanmôre, jy sê ek is soekend, want ek sien my nood, ek is bewus van my nood, en ek weet daar is net een persoon, wat my nood kan aanspreek. Jy weet vanmôre, jy's alleen. Jy weet vanmôre, jy het foute gemaak. Miskien soos hy besetene, jy het dom goed gaan doen, en dat jou familie jou uitgeskuif. En jy voel geïsoleerd. Jy voel jy dwaal rond, jy's rigtingloos.
Jy probeer baie dinge, maar dinge wil nie uitwerk. Maar jy is bewus daarvan. En vanmôre word jy getrek na die rigtinggewer toe. Na die een wat omver. Miskien voel jy eensaam, geïsoleerd, dalk voel jy soos 'n mislukking. Jy voel, ek het al 500 keer geval. Maar die wonderlike ding van die Here, hy is nie die God van die tweede kans nie. Hy is die God van die derde, die vierde, 70x7. As jy berou toon. En dan moet ek ook sê, hoeveel keer moet jy berou toon vir dieselfde oortreding? Dis 'n ander ding, as jy, ons almal struikel, soms. Maar as jy struikel oor dieselfde ding vir die laaste 30 jaar, het jy werklik berou. Kyk, ware berou is mos om berou te hê, om jammer genoeg te wees om dit nie weer te doen. Nee, dis mos ware berou. Maar hoe dit ook al sê, selfs al het jy, my broer en suster, die dag van oordeel het nog nie gekom. Wie is ek om te oordeel om te sê, jy het genoeg kanse gehad? Wie is ek om te sê, jou skip het al te ver weggevaar van die hawe, daar is nie terugkeer nie. Ek is vanmôre hier om vir u te sê, hy is die God van nog 'n kans. Ja. En as jy vanmôre na hom toe kom, met ware berou, kan die Here jou vrymaak. Hy kan jou weer versoen met jou familie. Hy kan jou weer heel maak. Hy kan jou weer aanneem as jy berou toon. So my liewe vriend, jy wat met hierdie dinge sit, met hierdie swakheid, dis vir jou met wie ek praat vanmôre. Want dis vir jou wat Jesus vanmôre wil aanraak. Dis vir jou wat hy wil verlos. Dis vir jou wat hy wil restoreer. Dis vir jou wat hy wil leer en wil lei, sodat jy ook 'n volkome vervulde, toegewyde lewe kan hê. Dis vir jou wat hy wil voed. Dis vir jou wat hy wil help. Roep my aan in die dag van jou benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Wie is daar vanmôre wat sê Here, ek roep U aan? Want ek weet vanmôre, U is 'n God van ontferming. Amen. En U sal my uithelp. Is daar so iemand vanmôre? Ag, jy is welkom as jy, ek staan nog som. Miskien is daar nog iemand wat sê, Here, ek roep U aan vanmôre. Dis 'n onuitgesproke versoek. Maar Here, U ken my huis, U ken my hart, U ken my lewensloop, U weet wat ek deurgaan. Want ek roep U aan vanmôre vir hierdie saak. Dankie Here dat U nie veroordeel nie. Dankie dat U nie met kritiek na my kyk nie, maar dat U vanmôre met oë van ontferming na my kyk. Ag Here, miskien daar is daar die wat sit wat sê ek is gesond, maar ek ken U vir wie ek graag vanmôre by die poort wil staan. Jy is welkom om vir daai en ook in die bres te tree vanmôre. Ek dink tog in 'n mate ons almal val in een van hierdie kategorieë. Maar Jesus gaan nou hier verby. Woe! Is dit nie wonderlik dat hierdie God het vlees geword? Johan het in stofstrate opstaan. And there is a healer coming down the dusty road. Daar's 'n geneesheer op pad na die huis van Jairus se dogtertjie. Daar is iemand wat vanmôre by jou kom stil staan. Jy wat gepruiter word. Jy wat angsbevange is oor die dag van môre. Jy wat bekommerd is dalk oor iemand anders se siel. Dalk iemand baie naby aan jou. Iemand in die tronk. 'n familielid. Dalk is dit jouself wat voor God staan. Vanmôre is ek hier om vir jou te sê, die God van ontferming en die Vader van vertroosting is in ons midde. Maak dit jou gebed vanmôre en sê, gaan my nie verby, o Heiland. By al die ander seën, o Heiland, seën ook vir my, daar waar jy nou staan. En jy tree in vir iemand anders, noem net daai persoon se naam. Ek tree in vir my dogter. Ek tree in vir my seun.
Ek tree in vir my buurman of buurvrou, vir my werkgewer of werkgewer, vir my vriend of vriendin. Ek tree vir daarin in Jesus naam. Ontferm hier oor Koos vanmôre. Ontferm hier oor Dustin vanmôre. Ontferm hier oor Michelle en Jolandi vanmôre, o Here. U hoor vanmôre elke dag. En dan Here, die wat vanmôre hier is, wat sê, dat ek is ook soos daai voeltjie wat sy vlees is. Ek is ook gekwes. Ja, ek glimlag voor almal. En ek hou myself sterk voor, want ek moet. Dis die aard van my werk. Dis die aard van wat mense verwag van my. Ek moet 'n sterk vrou wees. Ek moet 'n sterk man wees. Ek kan tog nie verander laat wys ek is ook stof nie. Ek is ook kwesbaar nie. Ek het ook 'n verlede. Ek is ook gewond nie. Ek kan dit nie verander wys nie. Hoe kan ek mense vertrou met wat ek deurgaan? Maar ek wil vanmôre vir jou sê, daar is God in die hemel. Laat elke mens ontrou wees. God bly getrou. En hy sal jou nie ontbloot nie. Hy sal jou omvou. Hy sal jou net tentoonstel nie. Hy sal jou verdedig. En sy hand is vanmôre oor jou uitgestrek. Ek sien vanmôre die Vaderhand oor hierdie gebouetjie. En ek sien hoe God beweeg word deur jou nood vanmôre. En ek bid nou, o Vader, mag U vanmôre beweeg word om die sieke te genees, om die gewonde te heel, om die eensame te versoen, om die wat verlore is, om hulle weer terug te bring na die lig. Ek bid vanmôre, Here, dat U beweeg sal word. En dat een en elkeen vanmôre wat sê, ek het gedink, dis verby met my. Niemand gee om nie. Laat die vlam van hoop vanmôre in hulle lewe weer opvlam. Soos wat hulle U stem, U influistering hoor in hulle ore wat sê, ek het jou innig lief. Miskien is daar die wat worstel met iets in die geheim en hulle weet, dit vorm 'n skeidsmuur tussen hulle en hulle God. Dat hulle die oorvloed van lewe kan beleef nie, as gevolg van dit. O Here, wil U vanmôre beweeg word en die krag in hulle lewe uitstort, genoegsame krag om te oorwin en 'n oorwinnende lewe te leef oor daardie situasie in hulle lewe wat 'n skeidsmuur vorm. Verlos die wat gebind. Trek die nader wat eensaam voel. Heel die wat gewond is, Here. Net soos U dit alleen kan doen. Bevry die besetene. Trek reg wat skeef is, o Here. Voed die wat honger is vanmôre. Omarm die wat eensaam is. Dis tog wie U is. U is 'n God van ontferming en 'n Vader van vertroosting. Ek vra dit in Jesus. Ag liewe vriende, wil jy nie sommer net jou man of jou vrou vat sy hand of dalk is daar iemand langs jy net 'n vriend, vat net iemand se hand. Miskien moet jy net in daai persoon se oor fluister en sê God is vir ons. God is vir my. Hy is nie teen my nie. Hy het opgestaan vir my. So ek gaan nou opstaan vir hom. Vriende, ons is stof. En ons het ook mekaar nodig. Dis hoekom die Here Ekklesia gegee, 'n gemeente. Dat ons kan sorg dra vir mekaar.
En julle wat dink, jy het nie sorg nodig, hier kom ek sê vir jou, jy het ook maar sorg nodig. Maar wat sê ek huis nie? Ons almal het dit nodig. Ons almal het soms net 'n vriend nodig. Al is dit net 'n oor wat sal luister. Of 'n skouer om op te kom leun. Yes. Stel 'n wonderlike God. En ons is omring met wonderlike mense. Kyk so 'n bietjie. Mooi mense. Kyk hierdie tannie. Ek sê vir haar volgende, kyk waar sy lewe met vrou. Sy doen visjare. Pragtige mense ons het. Sportmanne van die jaar hier. Ons het mense wat weet om mense welkom te laat voel. Dat mense wat elke keer terugkom, hulle wat nie oor die preek, hulle sê, hulle is nie deurslaap. Dis vir hom wat ons terugkom. Kyk hierdie pragtige mense. Besigheidsvroue, manne wat by die lughawe werk, nuwelinge, ou nuwelinge. Rockmanne, squashkampioene. Tannies van 90 jaar en ouer. Mooi mense. Mooi mense, die tannie Petties. En die tannie Letties. En die tannie Hetties. En al die tannies. Dis my tipe mense hierdie. My tipe mense. And I want to tell you, I love you. With the love of the Lord. And I can see in you the glory of my King. En ja, die lewe is moeilik, maar met mense soos julle. En met 'n God soos my God, loop ons 'n bendestorm. En spring ons oor 'n muur. Laat die vyand kom. Ons ontken nie sy teenwoordigheid nie. En ons ontken nie dat hy magtig is nie. Ons sien die skade wat hy aanrig. Maar as ons in Christus gevestig en geanker is, en ons omarm mekaar, en ons vorm 'n verenigde front, sal daai selfe vyand voor 7 paaie vir ons uitvlug. Want God is vir ons. En as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Amen. Hou goeie moed, liewe vriende. Jesus is spoedig hier. En dan gaan ons fees vier as sy vrou, as sy bruid. Amen. Baie dankie.